Amen. Ons gaan lees in Hebreërs 4 vers 16. My tema vanmôre, die troon van genade deel 2. Die troon van genade deel 2. Hebreërs 4 vers 16 sê: Laat ons dan met alle vrymoedigheid aan die troon van genade gaan, om wat daar te vind, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te kan word. Ek wil praat weer eens oor die troon van genade. Ja, ons vra vanmôre sal vir my ore om te hoor, my hart om ontvanklik te wees, sodat U in en deur my lewe verheerlik kan word. Want ek wil opregtheid van my hart wandel, ek wil leef, sodat U, Here, gestalte in my kan kry en U naam verheerlik kan word. Amen en amen. Dit is so. Die troon van genade is daar sodat ek en jy iets kan besit wat ons weer kan uitgee aan iemand anders. Want ek is 'n kind van die Here, moet wat weer die woord sê, en ek moet wat vervul wees met die Heilige Gees. So wat is die genade van God? Dit is the unmerited favor. Dit is ek kry iets wat ek nie eintlik verdien het nie. Dis die genade. So wat moet ek begin met my saamdra? Met ander woorde, ek moet sekere goed begin van my afgooi, sodat ek die genade van die Here saam met my kan dra. Hoekom? Want Christus, waar leef Christus? In jou. Amen. Hy sien mense. Hy wil hulle aanraak. Ek en jy het ons al besef, jy sit by die hospitaal, of jy sit by oor iemand, jy hoor hoe siek is dat. Daai ding dat jy so passief vir hulle, wat wie werk dit by jou op? Die Heilige Gees. Anders te sien jy dit nie. Ek onthou die saak, 'n ou het gepraat, hy velkanker op sy hande, ek het die storie geluister. Niks dit het nie goed, dit het my nie aangeraak nie, ek dink, sjoe, dit is erg, dit ek nie compassion, maar ek gaan sit toe my kar, en die Heilige Gees sê, met jy gehoor, sê vir my, wat moet ek hoor? En dis die ding van God, hy hoor die diepte van 'n mens. Amen, amen. En die volgende oomblik, toe hoor ek, daai ou se geroep na die Here. Ja, amen. Dis daai ding wat genade doen. Ek en jy hoor nie altyd, maar hy hoor. En dan om terug te gaan weer. En dan gaan wat te doen? Om dan die genade van God te gaan bewys. En dan vir hom te bid. En dan om vir die Here aan te roep, sodat die Here hom kan aanraak. Onthou net op daai oomblik bid ek nie meer en pleit by die Here nie. Jy spreek die genade van die Here, want die prys is klaar betaal. Ek hoef nie God op te wek en nou die prys te herinner nie, die prys is klaar betaal. Ek praat uit die troonkamer, uit die mond van God uit, sodat die wonder kan plaasvind binne in sy lewe. En daarom is belangrik dat ek en jy tyd sal maak om in die troonkamer van die Here te gaan bly, om 'n lewe van gebed te kan begin lewe. Daai ding wat die woord sê, koop die tyd uit. Wat is die ding wat jy het? Wat soms moeilik is om af te staan. Tyd. Roep jy altyd, ek het nie tyd nie, ek het nie tyd nie. En as jy daar in jou tyd kan begin manage en beter voorsiening maak, kom jy by die troonkamer uit. Hoekom wil ek eerstens daar kom? Maar ek kom eerste vir my. Maar as blik so wonderlik dat die Here jou vergewe vir jou sonde. Dat jy kan praat, jou eie lewe formeer, want wat wil ek daar hê? Genade. Want wat vind ek daar? Ek vind dat die Here my nie veroordeel of hart is van hart met my nie. Ek kom en vra, Here, help my, vergewe my. Is dit nie? Ons leef van 'n horrible wêreld. Het jy al gesien hierdie ouens wat podcast doen? Jy daai ouens beleef my, maar die goed wat uit hulle mond uitkom, die goed wat hulle sê, want hy sit daar in sy ou kamertjie, en hy dink hy het 'n woord om te spreek. Hy's niks, my maat. Hoekom? Want hy weet nie wat dit is
om genade en guns vir iemand te gee. Jy kan maar sien mense wat bitterheid het en onvergewensgesindheid, kyk altyd na iemand anders wat hy niks om te gee. Hy praat eintlik met dieselfde gees, praat hy eintlik deur sy. Ek sê die woord nie waarvan jou hart van vol is, praat kom by jou mond uit. So dis daar wat ek by die troonkamer eerstens vir myself wil gaan. Hoekom? Want ek wil genade vind by die Here. Ek wil weet wanneer ek daar inkom, is dit nie daai ding wat jy voel, Here asseblief maak my los. En dat die Here jou vergewe. Dis amazing. Die waarde van vergifnis is lieflik, is wonderlik. Om daarin te gaan en hy vergewe vir jou en hy maak jou vry, nie net van jou sonde, maar ook van mense se. Amen. Want onthou net, ons is so bewus van ander se sonde. Ons is so bewus van ander mense se goed in hulle lewens. Maar as jy daar is, dan maak jy jou vry van hulle. Hoekom? Want die genade, sê nou maar jy is siek. En ek moet vir jou bid en ek ken jou sonde. Wat dink jy werk die vyand binne my? Hy werk met my jou sonde. Wat lê by my? Ek veroordeel jou. Ek hou jou sonde. Nou bid ek met al my mag. Probeer, maar ek vergeet. Ek gee nie vir jou genade vir die vergifnis van jou sonde. Ja, amen. Wanneer die Here met jou aanraak, verstaan jy hoe ons soms bid vir mense. Ons hou hulle sondes, ons weet van hulle sondes. Here raak en aansien, jy lieg, ek lieg man, want ek kom nie by die troon van God, want ek weet nie meer wat dit is, werklik die waarde van vergifnis nie. Ek weet nie meer wat dit is om werklik genade te gee vir jou swakhede nie. Ja. Maar dit hou dit. Dit is verskriklik hoe ons onder mekaar werk. En in 'n klein gemeente is dit 10 keer erger. Daar is daai ding wat ek die troon van genade, wat moet in my gestalte kry? Christus moet in my gestalte kry. Ja. Want wanneer ek daar uitkom, wanneer ek praat soos hy, dink soos hy, my hande uitsteek soos hy, ek wil sien wat hy sien. Want anders te sien ek net jou en jou drama en jou sonde en jou geregtigheid. Hoe kan ek aan jou vrymaak as ek jou verantwoordelik hou vir jou sonde? 'n baie interessante ding kan ek jou maar vandag 'n ding leer. Ons gaan na Lukas 17. So baie keer gebruik mense hierdie teksvers vir tiendes en offerandes om jou gemotiveer te kry om te saai. Maar kom ek gaan wys vir jou wat hierdie ding eintlik werk binne in mense lewe. Waar was dit? Ja, sorry, Lukas 6. Ek wil begin met vers 37. Hy sê, en julle moenie oordeel nie, dan sal julle nooit geoordeel word nie. Julle moenie veroordeel nie, dan sal julle nooit veroordeel word nie. Spreek vry en julle sal vrygespreek word. So dat julle ding gaan, as jy oordeel, word jy mee geoordeel. As jy vryspreek, daai selfe mate word jy mee vrygespreek. So kom ons gaan lees hier waar hy sê, gee en dan julle sal gegee word. Wat moet ek gee? Vergifnis, vryheid. 'n goeie maat wat ingedruk en ingeskip en oorlopend sal hulle in julle skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. Dink jy vir een oomblik, as jy gaan en jy vra iemand, vergewe my, maar ek vergewe nie iemand anders, dieselfde maat wat ek vergewe, word aan my gereken. En ek sê nou vir jou, daai ou sal jou nie ten volle vergewe nie. Hoekom nie? Want jy het nie ten volle vergewe nie. Want dieselfde maat waarmee ek jou vergewe, is die maat wat ek vergewe word. Kan ek dit vir jou herhaal? Dieselfde maat waarmee ek jou vergewe, sal mense my vergewe. Ja. Daarom sien jy soms
die goed in jou lewe, dan dink jy, hoekom kan ek nie ontslae raak van veroordeling nie? Hoekom kan ek nie slaaf raak van hierdie bitterheid nie? Hoekom kan ek nie iemand laat gaan nie? Die measure wat jy neem. Wat is die troon vir my? Maak my los van my en maak my los van jou. Daai ding wat jy soms iemand anders soos 'n sondaar iemand slip maak. Be careful wat jy doen. Want wat doen jy eintlik? Jy meet daai ou se sonde. Amen. Want die oordeel wat jy mee oordeel, word vir jou ingedruk en ingeskik en sal oorlopend raak. Daarom sien ons, jy het altyd dieselfde storie. Jy sukkel met vergifnis, jy sukkel om oor iemand te kom wat jou skade gedoen het. Jy kies nie om te vergewe nie, want jy dink dan moet 'n straf kom, is dit nie? Ja. En nou vra jy vir iemand vergewe my, en dink jy, maar daai moet my vergewe. Dit pastorie sê volgens woord, jy is nie vergewe nie. Sorry te sê. Hoekom nie? Want jy het nie ten volle vergewe nie. Toe Jesus by die lamman kom wat hulle teen die dak gesit het, die eerste ding wat hy sê is, jou sonde is jou vergewe. Hoekom dink jy dit plaasgevind? Kom ons kyk uit 'n ander oogpunt uit. Sodat daai mens weet, Christus veroordeel hom op. Sy sonde word hom nie meer toegereken nie. Want onthou net, as jy met mense praat, die grootste krisis in ons lewens is ons sonde waarvan ons slaaf wil raak. Ek soek eintlik iemand wat ek al hierdie goed mee kan vertel, hoekom ek nie heilig kan wees, hoekom lê ek in sonde, hoekom is die sonde, hoekom het ek my oorgegee aan 'n ding wat my lewe gaan verwoes. Ek soek eintlik iemand wat vir my genade kan gee, want ek weet as daar goed in my lewe werk, dit as gevolg van hierdie sonde in my lewe. Nou kom die Here Jesus en hy sê, maar die sonde is vergewe. Want wat sê hy vir hom? Ek oordeel jou nie, ek veroordeel jou nie meer nie. Wat doen dit? Wat gebeur? Daai veroordeling maak jou los. Die oomblik as jy iemand ten harte vergewe, wat gebeur met jou? Jy kom los. Jy het genade gegee. Maar as ek jou net 70% genade gee, en ek hou 30% se veroordeling, dis die measure wat by my werk as 'n kind van die Here. Daarom sien ons soms, wanneer jy skinder of iemand iets sê van iemand, dat hy self gees by jou werk. En is dit nie so nou ry of jy loop en jy voel sleg oor, maar jy kan jouself nie help nie. Want jy vergewe nie 100%. Dis wat die troonkamer doen. Die troonkamer verander my hart, dat ek soos hy kan wees. Amen. Dat ek 'n instrument in sy. So wanneer ek uit die troonkamer kom, hoekom? Wanneer die troonkamer, wat het met my gebeur daar? Ek het passie vir jou omdat jy siek is. Ek het passie vir jou omdat jy in gevangenskap is met 'n sonde. Ek het passie vir jou omdat jy deur 'n moeilike tyd gaan. Is dit nie wat ons baie keer doen? Ja, want ons veroordeel ons mense. Maklik. My maat, het jy jouself al beleef? Hoe maklik spreek jy 'n ding uit oor iemand anders nou? Ja, hulle gaan ons nou deur 'n moeilike tyd. Nee, maar hulle wil ons nie daai mense vergewe nie. Ja, nee, hulle gaan ons doen. Hulle doen hierdie en hierdie sonde. Hulle het ons dit gedoen. En dink hulle gaan verander word. Hoor jy hoe jy praat oor iemand anders? Nou, heeltyd verantwoordelik. Jy veroordeel hulle heeltyd. Want dis die mate wat nog in jou hart lê. Het jy al gesien hoe maklik jy jou opruk? Dis dieselfde mate wat jy los nie iemand anders te uit nie. Let the people of God go. Want toe werk ek met jou? Dat wanneer jy Sondag hier inkom,
jy met 'n kleed van genade kan kom. Dat God 'n woord kan uitspreek oor iemand se lewe. En wanneer weet ek alles van jou, beteken dit vir my niks nie, want ek het jou losgekoop, is dit nie? As jy my praat oor jou sonde, hou ek dit nie teen jou. Hoekom? Want ek kom uit die troon uit en ek vergeef jou. Hoekom? Want ek sien jou swakheid, ek het medeblye daarmee. Ek loop nie hiervan af en vertel vir haar waaroor hierdie storie gaan nie. Niks met my te maak. Ja, amen. Terwyl jy moet jou hart en jou lewe deursoek. As jy iets teen iemand het, wil ek vir jou vra, hoekom vergewe jy hulle nie heeltemal nie? Verdien hulle dit nie? Verdien jy om heeltemal te vergewe te word? Natuurlik verdien jy dit. Daar verdien het ook hoekom? Deur die bloed van Jesus Christus. Hoekom sal jy in gevangenskap wees met iemand anders se drama? Niks meer met jou te doen nie. Met ander woorde, ons moet begin klaarmaak. Ek moet klaarmaak met jou. Wanneer jy siek is, dan hou ek dit oor jou. Hoor jy wat ek vir jou wil sê? Ek moet die genade kan kry, dat jy kan vrykom. Dat wanneer ek vir jou bid, of wanneer ek met jou praat, ek nie skyn heilige agtergrond het nie, maar dat my hart opreg is met jou, sodat die Here vir jou 'n wonderwerk doen, dat die Here vir jou genade kan gee. Besef, want omdat jy sien, ons besef nie altyd die waarde, bly dit vir my. As jy nie by die troonkamer kom, sal jy nooit die waarde van genesing beleef nie. Jy sal nooit die waarde van totale vergifnis beleef nie. Jy kan nie. Want jy weet nie wat dit is nie. Die seën, weet jy sukkel mense om uit krisisse uit te kom. Voortdurend, die kerk van die Here Jesus het ons so vasgevang met vloeke en oordeele. Dis eintlik skrikwekkend. As daar iets gebeur en dink jy is onder vloek, iets gebeur, dan iemand jou vervloek. Amen? Hoekom? Want jy het nie vryheid nie. Hoor jy wat ek vir jou sê? Jy het nie vryheid. As jy vry begin raak, dis wat hulle sê, dan loop jy in die genade van die Here. Jy loop in die seën van die Here. Denk nie altyd hierdie ding, almal is steun my, God is steun my nie. Nee, dit verander jou hele prentjie. Want jy weet wat die waarde is om vry te wees. Ja, amen. Die waarde van vergifnis vir jou lewe. Precious, belangrik. Dat jy weet jy, wanneer jy vir iemand bid, en die Here maak hulle los, die waarde van verlossing is groot. Die waarde van vergifnis is groot vir my en jou. Daar wil ek hê, jy moet met die kleed van die Here kom, met die kleed van genade. Deur die weke roep jy na die Here. Here, laat die kleed van genade op my lê. Salf my mond met 'n woord. So wanneer jy wat sê as jy in die kerk kom, steek jou hand op en sê, Here, ek seën vanmôre hierdie diens met die kleed of die woord van genade, van gesondmaking. So wanneer iemand opstaan en ek is daar, wat beteken en ek sit daar en ek roep hy, nou sit jy hier en jy siek, wat gebeur? Ek het geen veroordeling meer nie. Ek los jou, ek maak jou vry. Wat maak ek? Maak los, dat die Here jou kan aanraak en jou kan vrymaak. Want voor jy nog hier kom, en ek vir jou sê, het jy 10 fights gefight voor die Here en vir jou kan iets doen. Hoekom die vyand maak of jy nie kan nie, dat die Here jou nie gaan hoor nie, die Here gaan jou nie sien nie, die Here se hand is uit, hulle het al vir jou gebid, die Here gaan niks doen nie. Daar is jou fight. Maar nou sit ek daar en ek roep uit, dat die kleed van genade. Amen. Daar's geen veroordeling. Boom! Wat kan God doen? Kan jou genees en jou verlos. Amen. Kom jy hier in, hier staan, ek spreek genade van vergifnis van sonde uit die diens. En hier sit iemand, en hy wonder, sal die Here my vergewe?
vergewe vir alles wat ek gedoen het. Wat vir my interessant was, as jy gaan kyk toe Jesus op die kruis gaan met die twee ouens langs hom, in die ander 3 evangelies, praat die woord en hy sê, en die twee rowers het hom net so veroordeel en hom gemok. Maar in Johannes praat hy, en hierdie ou het, toe die ander ou begin bestraf, net. En hy sê, ons regverdiglik, maar hy onregverdiglik. Kan jy dink, in daai proses, nou veroordeel, hy sê die Here Jesus sleg, die volgende oomblik besef hy die krisis, ek gaan doodgaan, en ek gaan in die boesem van Abraham sit nie, en dat jy iemand kan vergewe, net, is dit nie wonderlik nie, wat vra hy net die Here, vergewe hom, amen, dit is nie mooi nie, iemand wat teruggeval het, al het jy wat gedoen, al het jy die Here sleg gesê, wat doen hy? Wat doen hy? Hy vergewe. Is dit nie awesome God nie? Ja, amen. So wanneer jy sit en ek het uitgeroep, Here, laat daar vergifnis van sonde wees vanmôre. Laat die kleed van die vergifnis op mense lê en ek sit en ek worstel en sal die Here my vergewe. Die volgende oomblik kom die Heilige Gees in my en hy gee vir my die waarde van vergifnis. En ek breek deur my eie ongeloof en my eie gedagtes en ek maak my los van die duiwelse se leuns om my lewe, want waarheid maak my vry. En ek vra die Here vergewe my. En wat doen hy? Vergewe my. Amen. Dis daai ding wanneer ek in die troon kan kom en ek wandel daar en besef ek die waarde van vergifnis. Ek besef die waarde van genesing. Ek besef die waarde van bevryding. Ek besef die waarde wat God in die mens stel. Jy kom jy môre in. Jy steek jou hand op en sê, Here, laat die seën van Christus wat lewensverryk op hierdie gemeente wees. En jy sit iemand en hy wonder. Ek dink jy altyd ek is onder 'n vloek. Onthou net dit. Al die goed wat ons baie keer kom ons sê, kom ek versterk dit. Baie van die goed wat ons dink, is goed wat die duiwel in ons kom lê as gevolg van leuns. Jy glo leuen, onthou net die woord. God hou jou nie van die woord is absoluut suiwer en waarheid en oop. Daar's geen geheimenis in die woord nie. Maar die vyand wil heeltyd met jou werk dat jy nie guns, genade by God kan vind nie. En dan gaan jy altyd terug. En daai wat hy vir jou bring is baie keer leuns. Want dit skei jou van die seën van die Here. Maar kan waaroor gaan dit? Want nou roep ek uit, Here, laat u seën kom. Nou sit ek hier, nou dink ek, ag Here, ek het al gevra, u gaan my nie help. Maar die volgende oomblik kom die Gees van waarheid en hy bring die waarheid in my en ek besef, hy het vir my 'n vloek geword sodat die seën op my kan kom. En ek gryp daai woord en dit verander my hele wêreld. Amen. Dit kan Samuel se ma. Ek wil vir jou sê, sy het op 'n stadium en ek dink sy kon nie kinders kry nie. Anna. Ek dink sy kan nie kinders kry nie. Jy word nie moedeloos na jou eerste maand van traai nie. Kyk, as jy so by jou 3de maand kom, of jou 6de maand, of 'n jaar, dan wil ek vir jou sê, dan is jy 'n opgechargede vrou. Wat sê die duiwel vir jou? Dis jou nie beskore nie, is ek reg? Ongeag ek vir jou sê, moenie worry nie, daai ding bly by jou. So daai ding, die begeerte om 'n kind het nooit gesterf nie. Hy sê, was ek nie beter as 7 mans vir jou, of wat ook al, 7, dit is 7. Nee, jy is nie, broer, jy is nie. Maar wat doen sy? Gaan na die tempel toe. Wat wil sy daar gaan haal? Wat wil sy by die tempel gaan haal? Die genade van God. En dan sit hierdie priester, eers veroordeel hy haar, en toe kry hy haar jammer, en toe doen hy 'n awesome ding. Hy seën haar eintlik.
En daar, wat awesome is, die volgende oomblik sê die woord, en sy was nie meer bedroef nie, en sy het haar gesig gewas. Dis nie awesome nie. Daai ding, toe die priester met haar praat, en hy spreek 'n woord uit. Onthou net, hy het nie gegaan, hy sê, ons pleit die Here, maak 'n baar, o Here, asseblief, verander hierdie sake, laat sy feit, onthou net, dis anderste om op te roep, as wat jy afroep. Hy het uit die troon gekom, wat sê hy? Die mag die Here aan jou genade gee. Wat sê hy van? Die guns van die Here is op jou. Boom! Daar moet jy kyk wanneer jy bid. Jy kom agter wanneer iemand kom na die genade, soek die genade van die Here. En iemand wat afkom, dit gaan oor jou spraak. Ek hoef nie vir jou te pleit as ek uit die troon uitkom nie. Hoekom nie? Want my gees en my geloof en my verhouding met die Here is groter as jou omstandighede. Ek spreek, daar waar die woord sê, en sê vir hierdie berg om te skuif. Dis wat jy dan doen. Ek kom eens saam met die berg sê, o Here asseblief, hoor my, o Here asseblief. Laat hierdie berg sê, o Here, o U is groot, U doen al die goed. Nee, jy kom, jou spraak is anders daar. Want jy weet, hy kan dit skuif. Amen. Jy weet, hy is almagtig om 'n verskil te maak. Is dit nie? En jy spreek daai woord uit. En dit lê op daai mens en dit verander sy hele wêreld. Dit is nie awesome nie. Dat ek en jy die hand en mond van God wees. Dat ons met die genade van die Here inkom. Amen. Op 'n Pick n Pay gaan loop. Miskien loop al iemand by jou verby en hulle sien nie eers wat is verkeerd nie, maar jou gees praat met jou. Ja. Ons bid baie dankie Here vir U goedheid en U guns, genade en getrouheid. Amen.